Kinders van die Here, ek is vanmiddag bly om weer te kan praat van die goedertiere net van die Here. Die Here is groot, hy is almagtig, hy is gedig, hy is waaragtig. En omdat hy magtig en kragtig is hy die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde en sonder die Here kan ons vanmiddag niks doen. Nee, dit is wonderlik hoe God gepraat, hoe God praat met sy profete, met sy apostels. Dit is wonderlik die opdragte wat hy gegee het. En as 'n man vanmiddag kan kyk in die woord van die Here, dan het elkeen 'n verskillende opdrag gekry. Nou wonder ek vanmiddag of God nog steeds vir die kerk kan opdragte gee. En as ek weer so sien, dan sien ek in die Bybel dat die woord van die Here sê, vroeg en laat is hy profete uit, maar die profete word doodgemaak. Nou wonder ek, as die profete van God dan doodgemaak word, kan God nog sy beloftes met die kerk deel? Kan God sy plan, wat hy aan die volk het gegee, nog na vore bring? En weet, dit is vir my vanmiddag 'n vraagteken, dat ek staan en ek kyk vanmiddag, is ons nog in die gees van God? Wandel die kerk nog steeds in die gees van God? Kan die kerk nog steeds vermaan teregwys in die gees van God? Kan die kerk nog steeds worship en praise in die gees van God? En baie daar ontbreek die Heilige Gees in sekere kinders van die Here se lewe. Baie daar ontbreek die Heilige Gees in sekere kerk. As ons vanmiddag kyk, en dan kyk ons vanmiddag, dan sien ons dat die kinders van die Here is nie meer 'n voorbeeld vir die mensdom buite nie. As ons kyk, dan sien ons dat die kerk is nie meer 'n voorbeeld vir die mense in die buitenkant. Baie dinge word in die huis van God toegelaat, wat nie daar staan nie. Baie daar, dan spreek die mense dinge, wat God nie gespreek het deur sy gees. En dit is hoekom ek altyd 'n vraagteken sit, by baie kinders van die Here, se bekeringskap. God wil sy kerk weer een kom maak. Maar ons as kinders van die Here, laat dit nie toe. En dit is waar die gees van God bedroef is. Hy sê hier so in die woord in Korintiërs, hy sê dat die liggaam is die tempel van God. En as die liggaam die tempel van God is, waarom doen en maak ons met sy liggaam wat ons? Die liggaam van God is die tempel. God se gees en God wil binne in ons kom woon. Dit is hoekom hy sê die liggaam is die tempel van God. En dit ontbreek in baie kinders van die Here se lewe, dat ons sien, hulle maak en doen, en breek soos hulle. Ek lees in die woord van die Here, terwyl God so oor die aardbol kyk, sien hy kan net met Elia werk. Daar die tyd. En hy roep vir Elia na die spruit toe, na die krib toe, waar die water loop. En hy sê vir Elia, ek sal 'n kraai beveel, om jou soggens en saans brood en vleis te gee. En jy moet water drink uit die krib. Wie kan God nog vanmorgen met ons praat en hy sê vir jou en van my, ek wil met jou praat.
Ek wil met jou deel. Ek wil met jou geheime sake uitbrei. Kan God nog vanmôre op daardie punt kom met ons te deel? Hoe staan ons lewe voor die aangesig van God? Kan hy met ons vanmôre gemeenskap hou? Kan hy vanmôre met ons kom praat? Kan ons vanmôre vir hom 'n geleentheid gee met ons te deel? En hy spreek met Elia en hy sê vir Elia, ek gaan jou na die weduwee toe stuur. Wat vir my so mooi is, wanneer God iemand uitverkies om met hom te praat, en hy laat toe, dat God se gees met hom kan praat, dan dit wil vir my vanmôre sê, daar is 'n koneksie tussen God en die mens. Kan ons daai koneksie vanmôre tussen God en die mens, kan ons daaraan deel kan word? Hy sê die liggaam is die tempel van God. God soek 'n man en God soek 'n vrou en God soek 'n kind wat kan gehoorsaam word aan sy roepstem. Hy wil sy kerk weer kom eenmaak. Wat vir my so lieflik en mooi is, terwyl die bedelaar daar sit by die tempel, sê Johannes en Petrus hulle vir hom, silwer of goud het ons nie, maar in die naam van die Here Jesus staan op en loop. Hy het opgestaan en geloop. En wat my vanmôre sê in hierdie skrif, hy sê, wat ek vanmôre kan uithaal uit die teks uit, dat hierdie manne het in God geglo. Hulle was nie meer deel van hierdie wêreld. Hulle was nie meer deel van die reuk van hierdie wêreld. Hulle was nie deel van hierdie sonde van hierdie wêreld. Die tempel is die God wil binne in ons tempels kom woon. Die liggaam is die tempel van God. Wat my vanmôre so bietjie mooi 'n bietjie ingaan. Hy sê in 1 Konings 18 vers 21, die opskrif Elia en die profete van Baal. Baie van ons kinders van die Here is in die huis van die Here. Hulle sing, hulle worship, hulle prys, hulle aanbid die God. Maar hulle het ook hulle eie sangomas en witchdokters en hekse aan die ander kant. Niemand onderskei hulle nie. Of baie van ons weet wat hulle doen, maar ons is te bang om hulle aan te spreek. Hy sê in vers 21, 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die volk en gesê, Elia het na die volk toe gekom, die volk van die Here, die kerk van God, die tempel van God, het Elia na toe gekom, en hy het gesê, hoor wat hy sê in die Bybel, hoe lang hunker julle op 2 gedagtes? Hy sê vir die volk, hoe lang hunker julle op 2 gedagtes? En ek sê ook vanmôre, hoe lang wil die kerk van God hunker op 2 gedagtes? Hy sê, as die Here God is, volg hom na. En ek wil ook vanmôre vir die kerk van die Here sê, as die Here God vir jou is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. En ek sê ook vanmôre aan die kerk, as jy Baal wil volg, volg hom. Maar die volk het hom niks geantwoord. Die Bybel sê dat die volk het hom niks geantwoord.
En ek wil jou vanmôre bemoedig en ek wil jou vanmôre vermaan, kind van die Here, pastoor, profeet, wie jy ook al is. Wat hunker jy op twee gedagtes in God se huis? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Hulle sing in die huis van die Here. Hulle klap hande, hulle dans. Hulle lig ook hulle hande op en sê die Here is goed. Maar wanneer die huis van die Here uitgaan en daar kom moeilikheid, dan hardloop hulle na Baal om antwoorde te soek. Ek wil hier vanmôre werklik bemoedig of vermaan, kind van die Here. God is wakker aan sy woord. Hy ken jou doen en laat. Hy weet hoe ver hy staan met jou. Hy weet presies wat in jou onderbewussyn en jou bobewussyn aangaan. Hy weet wat in jou siel aangaan. Hy weet wat in jou hart aangaan. En ek wil hier vanmiddag ook sê soos Elia sê, wat hunker jy op twee gedagtes? As jy vir God wil dien, dien hom. As jy vir Baal wil dien, dien hom. Maar die huis van my Vader is 'n gebedsplek. Kyk hoe lyk ons kinders van die Here in die huis van die Here. Kyk hoe lyk hulle. As die Bybel praat van die hoofbedekking, hoofbedekking is besig om uit te sterf in God se huis. Kyk hoe lyk hulle vanmôre. Hulle sit met twee stelle hare op hulle hoofde. Is dat reg voor die aangesig van God? Kyk hoe is hulle gelipstiek. Kyk hoe is hulle vingernaels. Kyk hoe lyk hulle hande vol ringe. Kyk hoe lyk hulle toenails. Kyk wat se klere dra hulle in die huis van die Here. Klere van begeerlikhede van die wêreld. Terwyl die woord van die Here sê, my huis is 'n gebedsplek. God se huis het orde. Ek wil jou vanmôre sterk bemoedig. En ek wil ook jou vanmôre vermaan. Jy kan maak en doen en breek soos jy wil in God se huis. Maar by elke een kom 'n dag. Spreuke spreek. Daar's 'n dag vir alles en 'n tyd vir alles. En Elia sê vir die volk, wat hunker julle op twee gedagtes? Wat soek jy wat jy nie kan vind? Weet jy hoekom van baie kinders van die Here niks in die huis van die Here nie? Is omdat hulle gesteld nie reg is vir God. Daar is nie meer blydskap in hulle siele om op te trek na die huis van die Here. Want elke slag as julle optrek na die huis van die Here, dan kla julle. Julle kla van die omstandighede. Wat hunker julle op twee gedagtes? Hou op kla en dien God. As God vir Elia vleis en brood voorsien en water voorsien, sal God vir jou ook brood en vleis en water voorsien. God wil ons help. God wil ons bystaan. God wil ons dierbaar. Maar wat hunker jy van God? Ek wil hier vanmôre, sê, as God vir jou geroep het, vir 'n spesifieke werk, staan daar. Moenie laat geld, plesier en wêreldgesind jou van God af. Jou mooi karre beteken niks. Jou mooi huis beteken niks. Jou klomp geld in die bank beteken niks. Want wanneer jou tyd aanbreek, sal jy sonder dit gaan. Stel jou vertroue vanmôre in die Here. Pastoor, apostel, kry jou kerk reg.
Laat hulle weer terugkom, soos in die ou dae. Die sonde het ingekom in God se huis, en ons as leiers het nie daaroor geheers nie. Kyk hoe lyk ons keyboardspelers. Kyk hoe hulle hare geskeer. Dis 'n feit die en 'n feit daai en 'n feit daai. Geen orde is weer in God se huis nie. Bring orde terug, pastoor. Apostel, profeet, bring orde terug. Laat die susters weer hulle hoofde bedek. Laat hulle weer hulle rompe en hulle rokke onderkant die knieën hang. Laat die godsmanne weer hulle baadjies aantrek. Laat die keyboardspelers weer ordentlik wees. Laat die kinders van die Here weer in die gees dans. Laat God se gees weer 'n geleentheid sal kry om in te beweeg. Laat hy susters die hoofbedekkings dra. Laat hy susters die preke afval. Laat hulle die gemering van hulle gesigte afval. Laat hulle die earrings van hulle ore afval. Laat hulle die naels se rooi afhaal van hulle rooi naels af. Laat hulle toenaels se naels weer orde wees. Laat die susters hulle reg klee in die huis van die Here en nie soos hoor nie. Laat die broers hulle weer reg klee in God se huis. Laat hulle die tekkies uittrek. Laat hulle die jeanbroeke uittrek. Laat hulle hulle kort mooi hempies uittrek. Want die huis van die Here is 'n heilige plek. Pastoor, gee weer vir die profete die geleentheid om te spreek, so spreek die Here van die leeskade. Moenie die profete doodmaak in God se huis nie. Laat die voorsangers weer optrek om God te worship en te prys en stop sonde in die huis van die Here. Wat hunker jy op twee gedagtes? As God vir ons is, wie kan vanmôre teen ons wees? En baie kerke soek vanmiddag die roem en die eer van die mens. Hulle soek nie meer die roem en die eer van God nie. Die Bybel sê die vlees en die gees sal nie mekaar verstaan nie. En ons baie kinders van die Here is vanmôre nog steeds in die vlees. Want hulle sê vir hulle self, daai vrou gaan na die sangomas of die toordokters of die hekse vir my. Maar wat sê God? Kry die huis van die Here weer in orde. Keer terug na die oorspronklike bouplan, waar Jesus die hoeksteen is. Pastoor, ruk jou kerk reg. Ruk jou kerk reg. Ons spreek nie vanmôre klere drag nie, maar die liggaam is die tempel van God. En as die liggaam die tempel van God is, dan moet die liggaam binne in die kerk reg wees. Keer terug, pastoor, na die oorspronklike bouplan. Keer terug. Mag die Here ons help en mag die Here ons deurdra. Vir die 2025 wat aankom, laat ons die huis van die Here regsalg. Die wat wil gaan, laat hulle gaan. God sal in hulle plek iemand of mense instuur. As hulle nie wil onder jou preek staan nie, laat hulle gaan. Hou die kerk se deure oop. Hou die vensters van die kerk toe oop. Laat hulle gaan. Maar sonde nie weer in God se huis gaan ons dit toelaat nie. Elia sê vir die volk, wat hunker julle op twee gedagtes? Weet wat is die probleem vandag, pastoor?
ons as leiers staan nie meer op God se beloftes nie, maar ons wil doen wat die mens sê. En dit is wat hulle dag en nag sê, God kyk nie na kleredrag nie. God kyk na die hart, maar God maak binne skoon en hy kom na buite toe. Die liggaam is die tempel van God. En hulle wat nie staan op die beloftes en op die woord van God nie, hulle is 'n hindernis aan God se huis. Hulle word 'n ban genoem. Want Joshua kan nie vooruit gegaan het nie, want daar was 'n ban in sy midde. En God praat met Joshua. Laat God met ons as leiers praat. Laat ons God se huis regkry en die oorspronklike bouwplan weer van God afwys. Mag die Here ons seën, mag die Here ons help. God bless.